Ek het jare gelede ergens 'n interessante artikel gelees van 'n godsdienstfilosoof wat geskryf het: "First God created humans and then humans created God." Wat die skrywer daarmee bedoel het, was dat alle mense eintlik in ons gedagtes 'n idee vorm van hoe ons dink God is of hoe hy moet wees, selfs Christene. Sonder om nou te diep hieroor te filosofeer, moes ek toegee, dit het my nogal laat dink. Natuurlik glo ek in die drie-enige God, soos ons as Christendom hom bely, en deur sy eie onbeskryflike genade het ek genadiglik 'n getuienis van 'n persoonlike verhouding met Jesus Christus, my verlosser, wat ver terug begin het, op 'n onbepaalde dag ergens nog voor my wedergeboorte. Die dilemma is dat God, ons God, die onsienlike een is, wat hom aan ons openbaar, hoofsaaklik deur sy woord, deur sy gees en deur sy skepping. Luister baie mooi na Paulus se getuienis oor hom, daar in 1 Timoteus 6, vers 15 en 16, waar hy skryf oor Jesus Christus, wat weer sal terugkom, wanneer God dit so beskik. En dan sê Paulus oor God die volgende: "Daarvoor sorg God, die goeie en enigste heerser, die koning van die konings en die Here van die heersers. Hy alleen besit onsterflikheid. Hy woon in ontoeganklike lig. Geen mens het hom gesien of kan hom sien nie. Aan hom kom toe eer en ewige mag." Ons moet in alle nederigheid net altyd erken dat ons as mense maar altyd 'n subjektiewe, grootliks selfgevormde idee het van hoe en wie ons God is. Maar dit is nie 'n krisis nie. As kinders van God het ons die onbeskryflike voorreg dat sy Heilige Gees in ons woon en werk, en dat hy ons lei en ons herinner aan ons Here Jesus se woorde, en sekerlik ook aan sy lewe en sy hart, nie net aan sy woorde nie. Wat ek wil hê jy ook moet probeer verstaan, is dat deur jou hele lewe daar ook ander stemme was, ander rolspelers wat 'n invloed gehad het op jou godsbegrip. Soms meer as wat ons besef of bereid is om te erken, veral as ons daarin sekuriteit vind. Al wat ek wil hê ons vandag moet weet, is dat God, ons hemelse Vader, is oneindig meer en groter as enige mens en veral as enige aardse pa. Alle eer aan elke aardse vader, maar hulle is en bly per slot van sake almal ook maar net mens. Ek is opreg jammer vir die seer wat aardse paas hulle kinders dalk aangedoen het, maar kom ons neem dan vandag as voorbeeld die beste pa op aarde. Kom ons sê dit was my pa, dan moet ek nog steeds sê, my aardse pa het liefde, maar my hemelse Vader is liefde. Daarin lê die verskil. En watter enorme lewensveranderende verskil is dit nie? Die profeet Jona was maar 'n karnalie, maar hoor hoe raak beskrywe selfs hy ons hemelse Vader in Jona 4 vers 2. Ek het geweet, U is 'n genadige en barmhartige God, lankmoedig en vol liefde. U sien maklik af van die straf wat U aangekondig het. Ons hemelse Vader is nog oneindig meer en beter, selfs as daardie goeie pa van die wegloopkind waarvan ons lees in Lukas 15. En hoor net Psalm 100 vers 5. Die Here is goed, vir ewig duur sy troue liefde, van geslag tot geslag sy trou. Kom ons sê vir hom dankie daarvoor. Hemelse Vader, ons het U baie lief. Dankie dat U die goeie, volmaakte, liefdevolle Vader is, en dat U elkeen van ons intens lief het. Ons prys U naam daarvoor. Amen.